Ons is nog steeds besig in ons reeks. Jesus leer ons, hy onderrig ons. Dis wat hy gekom het om te kom doen, terwyl hy op aarde was, is om jou en my te onderrig in die koninkryk dinge, om 'n koninkryk lewe te leef, om ons voor te berei om by God se koninkryk in te pas, wanneer ons daar by hom aankom. Nee, as ons baie van julle weet, Phyllis het ons voorgegaan, en sy is daar die koninkryk in, en sy wag vir ons. Soos al ons geliefdes vir ons wag. Vanmorgen se gedeelte wat ek met julle wil deel is in Lukas 20, daarvan na vers 45. En terwyl die hele volk luister, sê hy vir sy disippels, pas op vir die skrifgeleerdes wat graag in lang klere rondloop en van die begroetinge op die markte hou en van die voorste banke in die sinagoges en die voorste plekke by die maaltye. Hulle eet die huise van die weduwees op en doen vir die skyn lang gebede. Hulle sal 'n swaarder oordeel ontvang. Jesus leer ons dat hy sien dwars deur skynheilig. Hy sien dwars deur skynheiligheid. Nou, skynheilig is nie vir ons 'n vreemde woord nie. Ons ken dit baie goed in die Afrikaanse taal. En hier waarsku Jesus teen godsdienstige vertoon en onegtheid. Dis mos nou nie ons nie. Dis ander. Ons ander mense is nie ons nie. Ons is mos die regtes, ons is die uitverkorenes. Ons is mos nou nie soos hulle nie. Maar die gevaar is dat 'n mens kan baie maklik jou eie skynheiligheid miskyk. Maar dit is altyd ander. Ons staan op ons in die tempel. Here, ek is daarom dankbaar, ek is nie soos hierdie fariseer, wie tollenaar. Ons is mos nou nie soos hulle nie. Jesus praat hier vir die hele volk, sê dit vir ons. Terwyl die hele volk luister, fokus hy op sy disippels. Hulle wie veronderstel is om te weet. Hulle wie veronderstel is om die pad te ken. Dis op hulle wat hy fokus. Die volk luister, maar hy fokus op hulle wie veronderstel is om te weet. En hy sê vir hulle, hier is nie vir ander mense nie, hier is vir julle. En dit is 'n waarskuwing, 'n dringende waarskuwing. Dis nie kritiek nie. Van Jesus se kant af was dit net 'n dringende waarskuwing. Pas op. Pas op vir die skrifgeleerdes, hulle wat met lang klere rondloop en van die begroeting op die markte hou en. Die eerste punt wat Jesus identifiseer hier soos hoe hulle aangetrek het. Baie interessant. Ons het groot geword in 'n era waar jy jou mooi aangetrek het vir 'n Sondag. Jy het baie spesiaal aangetrek want dit is nou Sondag. Ons gaan kerk toe. En jy trek jou mooiste klere aan en ek weet van die tradisie wat ons groot geword het, was dit groot, maar ons het respek vir God. Dis waarom ons mooi aantrek. En hier waarsku Jesus teen 'n groep mense wat aangetrek het om gesien te word, om te wys dat hierdie ouers het respek vir God. Maar die ironie van die saak is, hulle het dit heeltemal gemis. Want dit is teen hulle wat Jesus praat. Ons is mos geneig om onsself te vergelyk met ander. Dit is my so treffend, elke keer wanneer ek by mekaar kom waar predikante en pastore van ander gemeentes en denominasies is, vertuigels waar ons by mekaar kom, en ons groet en ons gesels, en dan is die eerste vraag gewoonlik, en van watter denominasies jy? Hoe groot is jou gemeente? Hoeveel lidmate het julle?
En so is daar die vergelykings wat getref word, wat vir my spreek van 'n geestelike hoogmoed. Presies waarteen Jesus waarsku. Hierdie geestelike hoogmoed wat geheers het in daai tyd wat vandag niks anders is nie. En dan kom die gesprekke gewoonlik wanneer jy by familie kom. Wat 'n kerk is jy nou weer? Wat 'n kerk is dit? Waar kom julle vandaan? Julle is nie van die Hoofstroomkerke nie. En so is daar die geestelike hoogmoed geneig om in te kruip binne die Christenkringe en dit eintlik veronderstel om God se familie te wees wêreldwyd. Juan Carlos Cortés het 'n boekie geskrywe, Suid-Amerikaner wat 'n boekie geskrywe het vir God's people. Hy sê, when God looks down on earth, He does not see the denominational banners, He sees His children. God sien sy kinders en ons maak daarvan 'n ding om vir ons banier op te sit en groot mooi plekke te bou en al die trimmings wat ons daarmee saam om mense te lok. Kom na ons toe want ons het 'n mooi gebou. Kom na ons toe want ons sing lekker. Kom na ons toe want ons het lekker koffie. Soms. En ons mis die punt. Sien net die klere, die lang klere wat aangetrek het nie. En as daar baie wat sê, ek gaan nie meer kerk toe nie. Want daai klop is skynheilig. En hierdie maak so, en daai maak so. En so het ons die kritiek teen een denominasie na ander. Nee, ek gaan nie meer na daai kerk toe nie, ek gaan nou na hierdie kerk, ek gaan nou 'n nuwe kerk begin. Nee, staan ons nou 'n nuwe kerk. 'n Baie interessante, iemand het aan Moeder Teresa toegewys, maar sy het dit nie geskryf, sy het dit nooit oorgeneem van iemand anders af. Kan ek dit met jou deel? People often unreasonable, illogical, and self-centered forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you're honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone would destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, there may be jealousy. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have. And it may never be enough. Give the world the best anyway. You see, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Sien wat jy lewe en wat jy doen vandag is tussen jou en God. Ons het soveel respek vir mense opgebou in die prosesse. Ek gaan selfs in die week met iemand ook wat praat van hoe dat mense respek vir die dominee en die pastore en die geestelike leiers het. Dat as hulle kom kuier, dan word seker goede weggestuur. Wat die mens sien. Maar voor die alsiende oog van God is dit niks. Pas op vir die skrifgeleerdes wat graag in lang klere rondloop, wat die vertoon het. En hierdie snikhete hitte van Pretoria sal ek nie graag in 'n pak klere in 'n das wil
is net prakties. Dit het niks te doen met my respek vir God. Want dit is nie die uiterlike wat tel nie, dis die innerlike. Waar kom hierdie vandaan? Ons vat dit reg uit die agtergrond en tradisie wat mense in groot geword het. Ware geloof gaan nie oor hoe ek lyk nie, maar wie ek is in God se teenwoordigheid. Dis waaroor dit gaan. 1 Samuel 16:7, die mens kyk na die uiterlike, maar die Here sien die hart. Toe daar gepraat was oor Dawid, wil hom gekies het as koning. Die mens soek die uiterlike. Hy moet goed lyk. Hy moet aanvaarbaar lyk. You should be presentable for people. En dis wat ons doen. Ek hoop nie dat 'n gemeente wat 'n predikant of 'n pastoor beroep, kyk na sy uiterlike en sê, ja, hierdie ou ry. Hy ry die regte kar, hy praat die regte taal, hy het die regte kwalifikasies. Kom skryf. Maar ek kan so ver van God af wees, so die ooste van die weste verwyder is. Dis die gevaar, want die mens sien die uiterlike, terwyl die Here die hart sien. En dis wat ons soms nalaat om te ondersoek in onsself. Nie te praat van 'n gemeente nie. Praat ons die regte taal, doen ons die regte dinge, doen ons die regte gewoontes. Het ons ook rook en ligte en al sulke goede. Nou word vertel van hierdie houtkapper, daar in 'n bos gebly het. En hy het die Here baie lief gehad. Elke aand en dan gaan hou hy sy stilte tyd, hy lees die Bybel en dan sing hy 'n loflied tot eer van die Here. En hy het nie 'n mooi stem. Gerard daar moet vir jou. Nie vir jou nie. Maar nie vir anders. Maar elke aand het hy met sy krakerige stem uit die Here geloof. En toe kom daar 'n singende evangelis hulle gemeente besoek. Maar die man sukkel praat. En toe vra hulle of daar iemand is wat hom wil huisves vir die week. En toe die huiskapper onmiddellik gesê, ja, hy kom by my kom. En daardie aand het hy weer sy stilte tyd gehad en lees die Bybel en sê vir hierdie evangelis, jy sing so pragtig. Wil jy nie vanaand vir die Here sing? Ek doen dit elke aand, maar kan jy nie vanaand vir ons sing? Die man trek daar los met sy helder stem, hy sing. En die aand in 'n droom toe verskyn die Here Jesus aan hierdie houtkapper en sê vir hom, waar was jy vanaand? Nee, ek het hierdie bekende evangelis gehad wat gesing het. Het jy dit nie gehoor nie? Jesus sê, nee, ek het niks gehoor. Elke aand as jy sing, het jy gesing uit jou hart. Maar hierdie man het net gesing met hy mooi stem. Gaan nie met die mooi stem. Dat hoof vir ons. Dat hoof vir ons. So ek het die hart nie. Maar sien, die mens sien ons die uiterlike. Dit wat my ore hoor. Maar ons laat na om te lees wat in die hart gaan nie oor die vertoon nie. Gaan oor die hart. Gaan nie oor die uiterlike nie. Dit gaan oor die hart. Die tweede ding wat Jesus sê waarsku is 'n godsdienstige misbruik. Hier is 'n moderne eeu probleem. 'n Enorme probleem. Hulle eet die huise van weduwees op. Hierdie godsdienstiges. Hulle buit die weerloses uit. Nou hier is niks niets vir die meeste van julle nie. Ek weet julle is bewus daarvan. Hoe dat baie van hierdie TV-evangeliste mense uitbuit. Dat jy moet saai in sy bediening, sodat hy nog 'n jet kan. En sodat hy nog 'n mens kan. En so nog by sy vlootkarre kan bly. Dit het besigheid geraak. By baie van hierdie ouens. Die tragiese daarvan is, mense, onskuldiges, ly daaronder. Hulle wie veronderstel was om gehelp om nader aan die Here Jesus te kom. Ly nou skade.
Want die bietjie wat hulle gehad het, hulle gegee. So die wat het, net nog meer kon doen. Mag dit nooit wees dat in hierdie gemeente dit ooit gebeur nie. En dis waarom ons deursigtig is met ons finansies, net vir ons. Mense bring offergawes en tiendes vir die Here se werk. Sê Here hier, ek bring na U toe van ek vertrou U vir my finansies, vir my toekoms, vir my alles. En daarom Here, ek gee vir U. Gee vir U. Gee nie vir U gemeente dat hulle nou in die plek verf en bou en predikant salaris kry nie. Here, ek bring vir U. Al het ons 'n stoorkamer hier om al die geld bymekaar te maak, wat ons te veel van het, dan maak dit nie saak nie, want dan gaan nog steeds oor die hart. Ek gee, Here, want dis vir U. Dis vir U wat ek het doen. Dis 'n hartsaak. Dis nie 'n vertoonsaak. Ons het eendag daar in Swaziland het ons 'n nuwe kerkgebouetjie gaan toewy. En soos wat die gebruik was, is maar hulle nooi die hoofman en dan sit hy daar met sy rooi veertjies in die hare. En terwyl die offerbordjie opgebring word, gryp hy die bordjie en hy sit daar voor hom neer. En hy haal sy beursie uit, so. En hy maak hom toe. En hy trek 'n paar emelingies daar uit. Om hom dit sien. Om hom gesien het hoe hy sy geldjies uittrek, sit hy dit in die offerbordjie met 'n groot vertoon en nou kan die offerbordjie op. Almal moet sien, die hoofman het vandag 'n paar emelingies uitgetrek en daar in die bordjie vertoon. God sien die hart. Nie die vertoon nie. Hy sien die hart van die mense. En daarom wat Jesus teen waarsku is daar die godsdienst geskei wat hulle lang gebede doen. Bid lank sonder opregte. Sonder diepte. Hulle wil gesien word, hulle wil gehoor word. Maar daar's geen konneksie nie. Daar's geen verbintenis tussen daai lang gebed en God nie. En dit is nie 'n oordeling wat ons dit sê nie. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die gefeinstes wees nie, waarsku Jesus ook op 'n stadium. Geestelike hoogmoed. Hy moet gesien word, hy moet gehoor word. Wil jy bid dat almal kan sien? Daardie vraag wat kom, hoe doop jy? Praat julle taal? En hoeveel jare het julle pastoor en prediker al gestudeer? Het hy 'n kwalifikasie? En al die vrae, geestelike hoogmoed, wat is sy titel? Hoeveel lidmate het jy? Hoe groot is julle gebou? Hoogmoed, vertoon. Waarom aanbidding is nie die lengte van die woorde of die kwalifikasies of wat ook al nie. Ken jy die Here Jesus? Ken jy hom intiem? Stap jy die pad met hom saam? Wat is jou diepte van jou verhouding met hom? God hoor die eenvoudige, eerlike gebed. In nederig. Al is dit 'n paar woordjies. Pas op vir die lang skyn gebed. En dan is daar die waarskuwing. Hulle sal 'n swaar oordeel ontvang. Hulle sal 'n swaar oordeel ontvang. Jakobus sê dit ook vir ons, Jakobus 3. Ons wat leer, gaan 'n strenge oordeel ontvang. Ek moet oppas wat ek sê. Is nie gevrywaar nie. Is nie 'n dreigement nie. Is 'n waarskuwing. Vir ons almal. Sien hoe groter mense se invloed is, groter probeer hulle ander beïnvloed. En is daardie invloed wat soms net so skadelik kan wees. Die fokus is baie meer op invloedrykheid vandag, eerder as geestelike diepte. Het julle gehoor iemand eendag gesê het in die Christen wêreld vandag, the church is miles wide but only an inch deep. Wat 'n waarskuwing. Wat 'n waarskuwing. Geen diepte nie. Dis groot, ons is groot. Ons is groot. Maar daar's nie diepte nie. En die waarskuwing is die diepte. Hoe diep is my verhouding
met die Here Jesus. Dat dit nie net 'n godsdienstige ding is. Dat ons net nog 'n dag 'n afmerking, regmerking kan maak en sê, ek het my plig nagekom vir vandag. Gaan nie daaroor nie. Gaan nie oor die vertoon nie. Gaan oor die diepte, my verhouding met die Here Jesus. Micha die profeet het vanuit het gesê, hy het jou bekend gemaak, o mens. Hy het jou bekend gemaak, o mens. Jy het nie nog onkundig te wees nie. Wat goed is, en wat vra die Here van jou anders is om reg te doen. Liefde te betrug. En ootmoedig te wandel met jou. Dis wat hy van jou vra. Los die vertoon. Los die skyn. Los die onregtigheid. Laat daar diepte wees. 'n begeerte meer na hom wees. 'n honger na hom, 'n dors na hom, meer elke dag. En dit gebeur slegs wanneer jy dit elke dag met hom die pad staan. Dat ons eerder ongeken deur mense wees, mag geken word deur God. Al ken niemand my nie, maak nie saak nie. Solank hy my ken. So word ook vertel van hierdie man wat in 'n pad gestap het met die Here. En elke aand het hy in sy stilte het hy gesê, Lord, Here man. En dan het hy gaan slaap. Hy het baie siek geword, is opgeneem in die hospitaal. En daar in die hospitaalbed gelê. En so in sy siekte toestand het hy elke aand uitgeroep, Lord, Here man. En dan in die slaap. Na dieselfde aand kom Here Jesus en sê, John, Here man. En toe kom al. Soms kan dit met vullis. Is 'n lang pad met daar gestap. Toe ons daar gesit in Bybelstudie doen, toe hulle destyds aangesluit het, so, dat is baie vrae. 'n honger na God. Honger na sy woord. Sy het gedink soms sy irriteer my met die vrae, maar dit was heerlik geweest. Maar dat mense kan gesels oor die woord, en daar is 'n honger en daar is 'n diepte daarna. Dat daar 'n gedurende voortdurende honger sal wees, meer na sy woord, as teologiese verskille en geskil. Ons kan soms so fokus op die verskil en die wat ons ooreenstem mee, die eenheid daarvan miskyk. Mag het so wees dat jy vanmôre in jou eie hart 'n begeerte sal hê, 'n dieper verhouding met Jesus elke dag. Meer oor hom en minder oor wat die wêreld en wat mense van jou. En minder van die mense wat jy jouself mee identifiseer. Want hier is ons van. Jesus het ons gesê, toe sy disipels ons sê, hoor jou moeder en jou broers is hier buite. Nee, hulle wat nie so sit is met die broers en susters. Hulle wat nie so sit. Nie hulle daar buite kan, dis hulle. Hierdie is my familie. Hierdie is my familie. En dis oor hulle wat ons trots is. Ons geestelike familie. En die Here Jesus het ons saamgebring, en ons van die ewigheid in sy teenwoordigheid staan. Daarom is dit belangrik om daarop te fokus eerder as op die vertoon en die uiterlike. Waar staan jy vanmôre? En jy sal daar plan skuldig gemaak met 'n tikkie geestelike hoogmoed. Mag die Here ons stroop daarvan en net 'n dieper begeerte meer na hom en sy waarhede in ons en die diepte van sy liefde vir ons en vir ons mense om ons. Dis waar wat gaan. Dit saam. Nie die uiterlike goed. Kom ons bid saam. En daarom wil ons vanmôre vir u kom sê, Here Jesus, vergewe ons as ons dalk 'n tikkie geestelike hoogmoed openbaar. Vergewe ons as ons dalk rondgekyk het en onsself probeer vergelyk het met ander. Dalk het ons gekyk na ander en hulle geboue en wat hulle het en dink, ja, dit is lekker geweest as ons dit gehad het. Ja, dit is miskien lekker geweest, maar Here Jesus, u het vir ons geroep
Na hierdie plekie toe, waar ons by mekaar kom, en waar ons 'n verskil in mekaar se lewens kan kom. En Here Jesus, ons dink onwillekeurig daaraan, hoeveel mense sal deur hierdie gebouetjie gestap het. En Jesus hier ontmoet het, in hierdie gebouetjie. En vandag, in die ewigheid saam met U. En in die eenvoud van hierdie klompie mensies, het mense Jesus geleer ken, en leer liefkry. En mag dit nooit verander nie, Here. Mag dit nooit verander dat daar 'n hoogmoed of enigiets van daardie aard by ons bespeer sal word. Maar net 'n liefde vir God en 'n liefde vir sy mense. En ons bid Jesus, tot eer van U naam.